Hallo almal, vandag het Juffrou Cecilia haar hasieslippers aan. As jy reg, gaan ons bietjie deur hierdie leesboekie hop. In die description is daar 'n link wat jy kan volg. Dit gaan jou neem na 'n werkboek. In hierdie werkboek kan jy nou prakties die volgende oefeninge gaan doen. Ek hoop julle hop lekker saam met my. Die leerleesreeks bestaan uit 10 boeke. Boek 2. Ontdek die avontuur van lees en skryf. Gaan ons 'n bietjie hop en dit saam met my hasieslippers geniet. Saam met die link gee ek ook nou vir julle 'n PDF spellys. Hierdie is ook 'n lys wat kan gebruik word om jou kind se rekenaarvaardigheid te stimuleer. Die kinders kan hierdie woorde op die keyboard tik en dit verskyn voor hulle. So op so 'n manier kan hulle dan die woorde sê ook. En dan word al 3 areas gestimuleer. Dit wat hulle sien, dit wat hulle hoor en dit wat hulle praat. Met hierdie heerlike speloefeninge op die rekenaar, kry hulle vingertjies ook sommer lekker oefening. Hier is ook 'n plakkaat van die voorbeelde van lettervorming. Dit is vir die klein alfabetletters en ook die hoofletters. 'n Heerlike aktiwiteit vir slimkoppe. Dit is altyd lekker om die kinders te motiveer met ietsie kreatiefs. Wanneer julle die brilletjie klaar versier het, sal my voorstel ook wees dat julle dit teen 'n harde karton plak, laat dit stewig is en laat dit nie maklik skeur nie. Ek gebruik sommer gewoonlik 'n papboks, kleur in en versier. Knip dan uit en maak 'n leesbril. Wanneer ons die boekie doen en die woorde moet lees, kan julle elkeen julle kreatiewe, pragtige, versierde leesbril opsit en saam lees. In boek 2 begin ons nou ook met die tweede stel glyklanke. Kom ons kyk wat staan hier. 'n W en 'n A is gelyk aan wa. Hier is nog 'n paar glyklanke. Ons maak die glyklanke met 'n medeklinker en 'n klinker wat ons bymekaar sit. Die eerste ene is wa. Die tweede ene is 'n w en 'n o wat wo maak. Die derde ene is 'n w en 'n e wat we maak. Die laaste ene is 'n w en 'n en dit maak die klank w. Stap 1. Sê nou al die glyklanke mooi hardop. Stap 2. Skryf nou die glyklanke. Hier kan die kind dit dalk een keer skryf en die persoon wat die kinders help, kan ook 'n beurt kry om dit neer te skryf. Onthou om seker te maak van die lettervorming. Op die volgende blad skuif ons nou ook aan na glyklanke toe. Hierdie keer is dit die m klank. Die eerste een is 'n m en 'n a en die klank is ma. Dan is dit 'n m en 'n o wat die klank mo maak. 'n m en 'n e, me. En die laaste ene, 'n m en 'n maak m. Stap 1. Sê die glyklanke hardop. Julle kan dit 1 keer of 2 keer of dalk 3 keer sê. Julle kan dit ook agteruit sê. Me, me, mo, ma. Of vorentoe. Ma, mo, me, me. Nog meer avonture van lees. Dis julle keuse om hierdie blad teen 'n harde karton te plak of selfs op 'n gekleurde blad. Pak nou al die klanke mooi langs jou neer. Dan gaan ons nou weer na die werkboek toe. Pak nou die volgende woorde. Tel vir my 'n m op, dan 'n a en dan 'n k. Kan julle al lees wat daai woord sê? Dis reg, dis die woord mak. Ek wonder of julle nou al 'n kreatiewe sin vir my met die woord mak kan maak. Ek dink nogal in 'n sin, wat van as ons sê, die haas is baie mak. Tel nou die volgende klanke op. 'n m, 'n e en 'n s. Pak dit nou mooi netjies uit. Dis reg, en kan julle al die woord mooi lees? Dit is mes. Watter klank hoor jy aan die begin? Watter klank hoor jy in die middel? En watter klank hoor jy aan die einde? Maar julle is dan baie slim. Kan julle al aan 'n sin dink wat ons met mes kan maak?
My sin waaraan ek dink is, die mes is baie skerp. Kom ons doen nou die volgende woord. Tel vir my die w op, en 'n a, en 'n s. Pak vir my die volgende woord. Wat is die woord? Die woord is was. Kom ons gaan aan. Tel nou vir my 'n w op, en 'n e, en 'n s. En wat is daai woord? Dit is wes. Kan julle nou al aan 'n sinnetjie dink met die woord wes? Miskien is dit 'n goeie tyd om 'n bietjie te gesels oor die wêreld en wat 'n kompas is. Ek wonder of julle weet. Julle kan 'n bietjie gaan Google en dan kan julle saam gaan kyk wat is 'n kompas. Daar gaan julle ietsie hoor soos noord, oos, suid en wes. Tel nou vir my 'n k op, en 'n a, en 'n s. As jy daai 3 klanke bymekaar pak, watter woord kry jy? Dis reg, dit is die woord kas. Wat hoor jy aan die einde? Wat hoor jy aan die begin? Wat hoor jy in die middel? Kan julle al in 'n sin dink met die woord kas? My sin waaraan ek dink is, ek bære my klere mooi netjies in my kas. Probeer nou die volgende uitdagings. O, r, s. Dis reg, mors. Jy moet asseblief nie papiere rondgooi nie, anderste is jy 'n morsjors. Kom ons probeer die laaste uitdaging. 'n w, en 'n o, en 'n r, en 'n s. Daar word 'n stukkie wors gebraai op die rooster. My hasie se ore tol al in die rond en hop van blydskap. My hart hop saam. Kom ons lees en skryf nou weer 'n bietjie. Hier is nou weer nog 'n gelyklank. 'n n en 'n a maak na. 'n n en 'n o maak no. 'n n en 'n e maak ne. En 'n n en 'n e maak ne. Ek dink teen die tyd weet julle nou al wat om te doen. So julle kan op julle eie nou voortgaan met hierdie taakie. En dan aan die regterkant kan julle weer eens die klanke losknip, want weet julle wat? Ons gaan weer woorde pak. Hier weet julle ook nou al wat om te doen. Pos enige tyd van hierdie video. Ek gaan nou vir julle die klanke gee en dan die woord. S, o, n, son. K, o, n, kon. K, a, n, kan. Hier is die 2 uitdagings. N, e, k, s. Die gelyklanke gaan wees n, ks en die woord is niks. Hier is die gelyklanke. N, a, m, naam. In die middel van die woord naam is daar 'n dubbelklank en daai 2 as bymekaar noem ons 'n a. Hier is nou 'n geleentheid vir jou om 'n bietjie kreatief te wees met jou gedagtes. Onthou julle die sigwoorde van boek 1? Skryf 'n bietjie vir my daar 'n paar van jou eie kreatiewe sinne. Hier is nou vir julle 'n heerlike woordbouaktiwiteit. Hier gee julle weer vir julle die gelyklank. Kom ek doen gou nommer 1 saam met julle. Wa plus g is gelyk aan wag. Nommer 6 gaan julle sien dit is met hoofletters gedoen. So dis dieselfde ene. Wa plus g is gelyk aan wag. Maar hierdie keer moet jy dit nou in hoofletters skryf. Julle kan die video pause en weer teruggaan na die plakkaat met die mooi skriflettervormings op. Volg dit. Stop gou die video en doen gou hierdie aktiwiteit rustig op jou eie.
Jippie, ek spring sommer in die lug van opgewondenheid, want weet julle wat, hier is nog 2 sigwoorde. Die eerste sigwoord op die blou kaart is die woord de, en daar is die 2 A-klankies weer langs mekaar, en dit maak die A-klank. En dan is daar R, en die woord is daar. Kan julle vir my sin maak met daar? Dis 'n oulike sin. My sin kan dalk wees, kom ek dink gou 'n bietjie, hasies, kan julle vir my help? Janie, hier kom hulle aangehop met 'n pragtige oulike sinnetjie. Daar is my hasieslippers. Die volgende woord is met. Met. Ek kan nou dink aan 'n sin met al 2 van hierdie woorde. Daar is my hasies met wortels in hulle voerbakkie. By hierdie taakie gaan ons nou lees en skryf. En hulle vra vir ons, lees en skryf nou die sinne oor. Maar ek wonder of julle vir my kan help om hierdie sinne te lees. Kom ons probeer saam. De, a, r, daar, is, man. Daar is 'n man. Hierdie sin begin met 'n hoofletter, de, en die sin eindig met 'n punt. Die punt beteken, jy kan nou maar stop en 'n bietjie asemhaal. Kom ons probeer weer die sin lees. Daar is 'n man. Kan julle al die sin agteruit lees? Man, is daar. Kom ons doen die tweede sin saam. Daar was 'n man. Daar was 'n man. Kom ons doen dit agteruit. Man, was daar. Kom ons doen die derde sin. Daar is 'n man met 'n mes. Daar is 'n man met 'n mes. Ek dink my hasies het heeltemal te veel wortels geëet, want daar spring hulle alweer in die lug. Kom ons hop en gaan vang die sigwoorde. Die eerste sigwoord is ek. En dan ons. En dan en sy. Kom ons sê gou die sigwoorde saam. Ek, ons en sy. Hier is nou weer 'n woordbouaktiwiteit. Skryf nou die woorde. Aan die linkerkant is dit met klein letters geskryf en aan die regterkant is dit nou met hoofletters geskryf. Dit kan julle nou al op julle eie doen. Pause die video en voltooi die aktiwiteit. Aan die regterkant is daar nou 'n paar sinne. Lees en skryf nou die sinne oor. Die eerste sin is: ek sien 'n man. Probeer nou die volgende sinne. Sy sien 'n jas. Laaste sin. Ek en jy sien 'n mes. Kom ons lees dit nou 'n bietjie vinniger. Ek sien 'n man. Sy sien 'n jas. Ek en jy sien 'n mes. Aan die regterkant is daar ek wat vir julle loer en ek sê vir julle oelala. En daar's 'n paar sigwoorde. Die sigwoorde is name. Die eerste naam is Ben. En dan nog 'n naam is Babsie. En dis die name van die karakters in ons storie. Die volgende sigwoord is die woord saam. En dan die laaste een is die woord speel. So ons gaan 'n paar sinne lees van Ben en Babsie. Aan die linkerkant is daar nou 'n paar sinne.
Sit julle brilletjies op, ons gaan nou weer 'n bietjie lees. Kom ons probeer die eerste sinnetjie. Dit is 'n rok. Dit is 'n rok. Nou kan ons dit 'n bietjie vinniger lees en ons kan nou 'n bietjie aksie bysit en ons kan nou stemmetjies verander en mooi maak sodat die sinnetjie mooi klink. Kom ons probeer dit weer. Dit is 'n rok. Of hoe klink die ene? Dit is 'n rok. O, Arietjie tog nie, dit klink maar vir my na 'n robot. Dit klink soos Alexa of Siri. O, Griet, nee. Kom ons speel gou-gou met hierdie volgende sin. Ek gaan dit vir julle op 2 maniere lees en dan moet julle self besluit watter ene klink vir julle die mooiste. Dit is 'n man. Dit is 'n man. Watter een het vir julle mooi geklink? Die enetjie wat my stem so op en af gaan, né, klink amper soos musieknote. Klink amper soos 'n liedjie wat ons sing. Nou kan jy die video stop en julle kan nou self probeer om hierdie volgende paar sinne eers op julle eie te lees. As julle nou so 2 of 3 keer dit op julle eie deurgeoefen het, kan ons gou-gou al die sinne saam lees. Is julle reg? Dit is 'n rok. Dit is 'n man. Dit is 'n jas. Daar is nog 'n man. Ek jok. Ek was die jas. Dit is 'n mes. Die mes is in die sak. Ooh, dit is Babsie. Dit is Ben. Ek dink hierdie tyd is dalk 'n goeie ding om hierdie video weer te pos en probeer om self die sinne te lees. Ek gaan vir julle 'n rukkie kans gee en dan gaan ek die sinne saam met julle deurlees. Ben en Babsie speel saam. Ben het 'n jas. Babsie het 'n rok. Ben sit die jas in die kas. Ben is 'n man. Ben het 'n mes en Ben het 'n mes in sy sak. Aan die einde van hierdie volgende sinne sal julle 'n teken sien. En daai is 'n leesteken. Dit is die vraagteken. Kom ons gesels nou 'n bietjie. Dis geselstyd. Kom ons gesels oor veiligheid. Wat is die gevare van 'n mes? Is dit veilig om 'n mes in jou sak te sit? Nou kan jy 'n bietjie daaroor ook gesels. Dis 'n vraagie. Daar's 'n vraagteken aan die einde van daai sinne. 'n Mes kan gebruik word vir wat? Kan julle aan 'n paar goeders dink wat 'n mens met 'n mes kan doen? Hoekom moet jou klere in die kas gebêre word? Wat sal jy in jou sak bak om see toe te gaan? Nou kan jy van al daai losgeknipte klanke, kan julle nou hier julle eie woorde plak. Dit is die einde van boek 2. Geniet nou die volgende avonture van lees in boek 3.